Here, wees met ons en bereik die doel met elkeen van ons. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. En daar het hulle weggeraak. Kom ek sê eers 'n paar goed oor ons tema vanmôre en dan sal ek later 'n skrifgedeelte doen. Dit gaan oor God se nuwe wêreldorde. En dan spesifiek oor die Heilige Gees wat ons toerus om as God se mense in hierdie nuwe wêreldorde te lewe. Nou daar's baie mense wat nadink, ek dink jy doen dit ook, wat nadink oor die oorloë in die wêreld, al hierdie konflikte in Iran, in Oekraïne, in Sudan, waar ook al in die wêreld se oorloë en konflikte. Mense dink daaroor en sê hulle, maar daar's 'n moontlikheid dat daar 'n nuwe geopolitiese wêreldorde tot stand kan kom. 'n Ander manier hoe die wêreld ingerig word. So waaroor gaan 'n wêreldorde? Ja, ons het gesien die laaste tyd baie wêreldleiers kom by mekaar en niemand weet regtig waar hulle praat nie, behalwe om dalk te praat oor 'n wêreldorde en hoe dinge beter kan gaan. Waaroor gaan 'n wêreldorde? Dit gaan oor die manier waarop nasies wêreldwyd mag gebruik, watter reëls geld in hulle verhoudinge, hoe lyk hierdie verhoudinge, watter waardes is daar in die uitleef van hierdie verhoudinge. So dit bepaal hoe internasionale aangeleenthede bestuur word, watter norme geld. Nou hierdie oorgang van so een wêreldorde na volgende een gaan dikwels met sekere goed gepaard. Daar's dikwels stres, daar's chaos, daar's ontwrigting, daar's onsekerheid, daar's ekonomiese pyne wat ons selfs hier in ons land beleef as gevolg daarvan. Daar kom soms so 'n klimaat, so 'n gevoel van onveiligheid. Ons is onveilig in hierdie wêreld. Dis wat die oorgang van wêreldordes veroorsaak. Ons ervaar hierdie goed. So dis ons tema. God het 'n nuwe wêreldorde gebring. En nou gaan ek sommer aan die begin iets vertel van hierdie wêreldorde, God se nuwe wêreld, sy koninkryk. Kom ons dink waaroor gaan dit. Daar's 'n paar kernelemente van dit. Die eerste is God neem die inisiatief in die totstandbring van hierdie koninkryk van hom. Hy bring dit tot stand, Jesus Christus wat ek sê die kulminasiepunt daarvan, die hoogtepunt daarvan, wat regtig hierdie koninkryk kom realiseer het. En die belangrik is om te weet, God is besig om hierdie koninkryk te laat ontwikkel deur die geskiedenis heen tot by die punt waar hy dit eendag gaan voltooi, die nuwe hemel en die nuwe aarde waarvoor ons bid. Nou die Here Jesus het hierdie koninkryk kom realiseer, hy het dit konkreet werklikheid kom maak. Hy het vir ons kom demonstreer dat God is met ons, God is by ons, God is in ons. God is vir ons, hy is aan ons kant, hy lewe, hy tree op tot ons voordeel. Dis die koninkryk wat Jesus gebring het. En hierdie koninkryk groei. Die evangeliste praat van 'n klein saadjie wat groei en 'n groot boom word. So groei God se koninkryk. En hierdie koninkryk soos 'n boom bestaan het tot voordeel van die mense van hierdie wêreld. God se koninkryk verteenwoordig positiewe goed. Liefde, vrede en geregtigheid en goeie verhoudinge. Dis die soort wêreld wat God in sy koninkryk tot stand bring. En baie belangrik in hierdie nuwe koninkryk is daar's 'n nuwe soort mens. Hierdie nuwe soort mens in God se koninkryk is deur Jesus Christus nuut gemaak. En die Here Jesus is in ons, sê Paulus. Dis die kragtigste uitspraak oor 'n Christen se lewe. Christus is in ons. Ons is verenig met hom, dis ons identiteit. En hierdie mens met hierdie radikaal nuwe identiteit leef op 'n radikaal nuwe manier. Dis waaroor God se koninkryk gaan. En dan vanmôre se tema, hoe leef ons in hierdie koninkryk? Hoe kan ons dit reg? Deur die Heilige Gees. Die Gees bemagtig ons vir God se nuwe wêreld. En nou gebruik ek baie name om die werk van die Gees te beskryf. Die Gees is in 'n algemene sin ons helper, alle lewensomstandighede. Hy is ons trooster wanneer dit moeilik gaan. Hy is ons energieerder, een wat vir ons nuwe energie gee om aan te hou met ons lewe. Hy is ons kapasiteitsbouer, een wat vir my die vermoë gee om soos Jesus te leef. Kom ons sê vanmôre, die vrug van die Gees gaan 'n bietjie daaroor dat die Gees ons leefstyl afrigter is. Een wat ons leer en bekwam en bemagtig maak om in God se nuwe wêreld te lewe. So, dis die realiteit. God se koninkryk is 'n realiteit. Die wêreld, dink ek, sal 'n baie beter plek wees as mense God ken en hom aanbid en hom dien en hom gehoorsaam.
Irenaeus van Lyon het hierdie woorde gesê, en ek dink dit verwoord iets van wat ons oor praat. God's glory is a human being fully alive. And the life of man is the vision of God. A human being fully alive kan jy ook vertaal met the living man. Waaroor gaan dit? Ek dink hy wil sê God glimlag. God is gelukkig wanneer mense op so 'n manier lewe dat hulle lewe sê hulle ken vir God. So, kom ons kyk dan vanmôre, hoe werk die Gees, hoe help die Heilige Gees ons om te lewe soos God se mense in sy nuwe koninkryk. Kom ek lees vir ons Galasiërs 5. Dit sê vanaf vers 13. As jy 'n Bybel het, kan jy gerus daarna kyk of op jou selfoon of hoe ook al. Maar hier is die woorde: julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg vir begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al sulke dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Julle kan maar die skyfie aansit, dankie. Vers 17 sê, en dis wat ons teks ons mee help om te verstaan. Wat is ons wêreld, hoe lyk ons wêreld, en wat is in ons lewens aan die gebeur? Vers 17 sê, wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. Wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Eerste ding wat ons moet verstaan is dat ons in 'n oorlog is. As ons dit verstaan ons die wêreld beter, ons verstaan ons eie lewe beter. Jou lewe is 'n oorlogsterrein, is 'n slagveld, want hier is hierdie twee opponerende magte, die Gees en die sondige natuur. Die twee staan teenoor mekaar, die twee veg met mekaar om beheer van jou lewe. En ons ken die tekens van hierdie oorlog in ons lewe. Soms is baie onseker oor wat ons moet doen, wat is reg en wat is verkeerd. Soms ly jy nogal onder jou skuldgevoelens omdat jy weet jy's besig met die verkeerde goed. Soms is ons net 'n bietjie moeg van hierdie gestryery met die sondige natuur. En hierdie oorlog is 'n lewenslange, nimmer eindigende oorlog waarna ons betrokke is. So jy is die oorlogsterrein, maar jy is terselfdertyd ook die prys waarom daar geveg word. Sondige natuur wil jou beheer, die Gees wil jou lewe beheer. En jy moet kies. Jy het nie 'n keuse nie. Jy moet kies wie jou lewe beheer. As jy nie kies dat die Gees jou lewe beheer nie, dan gaan die sondige natuur outomaties jou lewe beheer. En dis nie bedoel om ons kwaad te maak of moedeloos te maak as ek dit sê nie. Die uitnodiging is eintlik, dis 'n stuk realisme van ons lewe, van ons geloofslewe.
En dan inspireer dit ons om die regte keuse te maak. Wie beheer jou lewe? Vers 16 sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheer. Dis 'n uitnodiging. Laat die Gees toe. Gee toestemming. Wees inskikkelik. So jy is die een wat kies wie jou lewe gaan bepaal. Jy moet kies. Jy het nie 'n keuse nie. Ek noem dit geloofsrealisme. So, kom ons verreken dan nou die gevolge van 'n lewe wat beheer word deur die sondige natuur. Teks praat van die praktyke, die goed wat die sondige natuur 'n mens laat doen. Daar is seker praktyke wat te doen het met afgodsdiens, met 'n godsdienstige konnotasie. Die eerste een is afgodsdiens. Dis nou waar mense in daardie tyd beelde aanbid het van die afgode wat natuurlik teenoor God staan. Towery is in die ou dae in verband gebring met medisyne. Hulle het gedink dis towery. Dink maar aan vandag ook 'n klein pilletjies weggebruik wat 'n geweldige uitwerking dit op jou lewe het. Later is dit gebruik as magiese voorwerpe. Drink van towerdrankies wat mense kan in ekstase bring of wat jou help om ander mense dalk te manipuleer. En dan onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Dit het ook 'n godsdienstige konnotasie. Want dit gaan oor prostitusie en allerlei seksuele aktiwiteite wat in die heidense tempels gedoen is om op 'n manier deel te kry aan daardie godheid of deel van daai godheid se vrugbaarheid te kry. So dit is 'n bietjie van 'n godsdienstige konnotasie ook. So waar gaan hierdie praktyke? Sondige natuur het een doel en dis om jou te vervreem van God. Dis om God te vervang in jou lewe. Dis die eerste groep sondige praktyke. Tweede groep het te doen met ons moreel-sedelike lewe. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid weer. Dit het ook 'n immorele koneksie, gaan oor seksuele losbandigheid, prostitusie, promiskuïteit, buiteegtelike huweliksverhoudings en so meer. Sommige net morele verwildering. Dan is daar dronkenskap en uitspattigheid, wat beteken mense gebruik sterk drank, hulle het nie beheer daaroor nie, begin hulle lewe beheer. So wat doen jou sondige natuur? Jou sondige natuur bring jou by 'n plek waar jou morele lewe verwilderd raak. Mensdom verloor hulle morele kompas wanneer die sondige natuur beheer. En dit gaan eintlik daaroor, ek doen alles maar net tot my eie voordeel en ek het nie selfbeheersing nie. Party daar wonder ek of daar nie iets van hierdie oorbeheptheid in ons tyd is met die menslike liggaam nie, die behoeftes van die liggaam, jou leefstyl, jou voorkoms, so oorbeklemtoning van gewig, van dieete, van die gym en van seks. Ek wonder of dit nie deel is van hierdie sondige natuur nie. Ek sê dit baie versigtig, let wel. Ander praktyke van die sondige natuur het te doen met jou verhoudingslewe. Vyandskap, dit gaan oor talryke geskille en konflik, die goed word nooit opgelos nie. Haat en naaiwer en woede. Hierdie destruktiewe soort van emosies wat vloei uit liefdeloosheid, uit egoïsme, uit selfbeheptheid. Rusie, verdeeldheid, skeuring en afguns. Dit gaan oor hierdie disfunksionele verhoudinge waarin mense is, gekenmerk deur intriges. Skelm metodes om jou sin teenoor mense te kry en jouself te regverdig. So wat doen die sondige natuur? Dit vernietig verhoudings, dit breek verhoudings af, dit bring disharmonie in die wêreld. So kom ons probeer dit saamvat. Wat doen jou lewe? Hoe lyk die menselewe wat deur die sondige natuur beheer word? Eerste plek, mense vervreem van God. Mense skryf God af. Mense maak God irrelevant. Ten diepste wil die sondige natuur hê jy moet jou eie God wees. Dis waartoe dit lei. En dan sê Paulus, eventueel gaan dit daartoe lei dat jy nie die koninkryk van God beerf nie. Dis eintlik 'n selfopgelegde soort van hel. Dis wat die sondige natuur vir jou bring. Dan jou morele lewe verwilder, jy verloor jou morele kompas en al jou verhoudinge is disfunksioneel. Dis die wêreld wat die sondige natuur tot stand bring. Dis die wêreldorde van die mens wat daardeur beheer word. En dis hoekom ons wêreld so lyk. Ons wêreld is op 'n baie ontwrigtende manier besig om te verander en te verander. Al hoe vinniger dit word, al meer kompleks, al meer onverstaanbaar. Die mense lewe word benadeel. Mense leef in 'n onmenswaardige manier.
en dit bring uiteindelik wanhoop. Dis die wêreldorde wat ons min of meer ken. Die vraag is dit die wêreld wat ons wil hê? Is dit die wêreld waarin ons wil lewe? Wil ons hê ons wêreld moet so lyk, so ongemaklike, onaangename soort plek om te lewe? Wil ons dit hê? Is dit die soort lewe wat ons verkies? Kom ons begin dink oor die koninkryk van God. Ons kan aan die wêreld dink as 'n koor. Koor bestaan ons nou uit verskillende mense met verskillende stemme. Ek dink daar's basse en baritons en soprane en alte en tenore. En as ek in die koor is, tegore ook. En soos die wêreld, klomp mense met verskillende soorte van gawes. Die punt is 'n koor gaan oor mense en mense gaan oor verhoudings. En verhoudings is soms verskriklik moeilik. Ek dink die Gees weet ons sukkel baie keer met verhoudings. Daarom seën die Gees ons met die vrug van die Gees wat ons help om in ander verhoudinge te lewe. En die Gees gee dit sommer net vir ons. So, kom ons praat 'n bietjie oor die vrug van die Gees. 1 vrug, 9 skyfies. Dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Dis 1 vrug. Jy kry nie een van die skyfies nie. Jy kry die hele vrug met al die skyfies. So al hierdie geskenke, al hierdie eienskappe is jou deel. Ja, ons mag dalk sukkel met party van die goed. En dan kan ons maar die Gees vra, energeer my net weer, bemagtig my net weer om hierdie bepaalde eienskap uit te lewe. So waaroor gaan die vrug? Vrug dink ek is 'n lewenshouding. 'n Lewe van liefde wat tot voordeel van ander mense is. Dit gaan oor eintlik jou karaktereienskappe. Dis 'n geskenk. Hoekom? Omdat jy aan Jesus behoort, omdat jy die Gees toelaat om jou lewe te beheer, kry jy hierdie vrug as 'n manier om jou bekwaam te maak vir God se nuwe wêreld, sy koninkryk. Dis 'n geskenk, 'n verrassingspakkie. Niks te doen met werksprestasie nie. So kom ons kry net so 'n prentjie van waaroor gaan hierdie verskillende dele, hierdie karaktereienskappe. Die eerste is liefde. Liefde is respek en waardering. Respek beteken ek heg waarde aan mense se lewens. Waardering beteken ek sê ook dankie vir mense se lewens. Liefde is die wil om goed te doen, om tot voordeel van ander mense op te tree. Die goue reël soos Jesus geleer het. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. As jy liefde wil hê, gee liefde. As jy vergewe wil word, vergewe en so voorts. Onthou nou, jy kan dit doen. Want die Gees gee vir jou die vermoë om dit te doen. Dan vreugde. Vreugde is 'n lewenstoestand van blydskap omdat jy aan God behoort. En baie belangrik, niks en niemand kan hierdie vreugde van jou steel nie. Want dis die Gees wat vir jou hierdie vreugde oor die lewe gee. Dan vrede. Vrede is 'n verhoudingsbegrip. Dit beteken my verhouding met God en met mense is gesond, is in orde. Maar vrede het ook so 'n gemoedskomponent wat beteken ek het kalmte, ek het vrede, ek het gemoedsrus, want ek behoort aan God. Die Gees gee dit vir my as 'n geskenk. Geduld beteken ek gee ruimte vir ander mense. Ek gee vir hulle ruimte om hulle self te wees, om te groei, om foute te oorwin, om beter te word. Ek het geduld met hulle, ek gee vir hulle die ruimte om daardie manier te ontwikkel. En onthou jy het geduld. Jy hoef nie te bid, Here gee my geduld, maar maak baie gou nie. Jy het klaar die geduld, die Here het dit vir jou gegee, die Gees gee dit vir jou. Dan vriendelikheid. Vriendelikheid beteken ek hou aan om vriendelik te wees teenoor mense, al het ek rede om veronreg te voel. Dit is nogal 'n kritiese kapasiteit in ons tyd, veral in ons land. Is dit nie so dat baie mense in hierdie land jou sommer net irriteer nie? Want hulle is soveel anders as jy. En dan sukkel jy om vriendelik te wees. En weer eens, jy het hierdie gawe van vriendelikheid. Goedhartigheid weens, hou aan om goed te doen, al het jy rede om veronreg te voel, want jou hart loop oor van hierdie genade, hierdie goedhartigheid wat die Gees vir jou gee. Jy het 'n hele reservoir van goedhartigheid, want die Gees gee dit vir jou. En dan getrouheid. Getrouheid beteken, my ja is ja, my nee is nee. Dit gaan oor integriteit. En soek ons nie in hierdie wêreld mense met hierdie soort van integriteit. Ons wêreld smeek daarvoor.
Nederigheid weer 'n sagte houding, 'n sagte optrede. Jy's nie aggressief nie, jy maak nie moeilikheid nie, jy soek nie rusie nie. Jy ken jou plek in die lewe. En ons kort nogal sulke mense ook in ons wêreld. Daar's te veel stres in ons wêreld, te veel wat ek noem passiewe aggressiwiteit. Nederigheid beteken ek het 'n sagte houding, ek ken my plek in die lewe. Selfbeheersing. Selfbeheersing beteken jy balanseer vryheid en verantwoordelikheid. Ek is mos nou vry om te doen wat ek wil, want ek het die sondige natuur oorwin, die Here dit oorwin, ek is 'n nuwe mens, ek behoort aan die Here, maar ek het ook hierdie verantwoordelikheid om reg te kies, om die Gees toe te laat om my te beheer, dat ek die regte ding op die regte tyd vir die regte redes kan doen. Ek het daardie selfbeheersing. So, kom ek vertel gou vir julle 2 voorbeelde van die vrug van die Gees. Ek het baie lank daar in die platteland gewerk tussen die boere. Wie van julle is boere? Boere sukkel met hulle werkers. Een man sê toe eendag vir my, Dominee, ek het my bloedig vererg vir hierdie werker van my, maar gelukkig het ek nie kwaad geword nie. Ek dink is 'n voorbeeld van selfbeheersing. Ander voorbeeld, boer stoei weer daar met sy werkers een oggend, en sy vrou hoor wat hier aan die gang is, en hy kom terug om te kom ontbyt eet. Sy sê vir hom, luister hierso, jy kan nie so met jou werkers werk nie. Gaan daar in jou binnekamer, praat met die Here hieroor, dat jou houding kan verander. Nou, gaan hy daar in sy kamer in, en hy hoor hy bid kliphard, hy sê, Here, in verband met Jonas, gaan nie hom kom haal of moet ek hom so lank stuur? Ek dink hy is doodgewoon moedeloos. Hy weet nie meer om met hierdie mense te werk. So is dalk 'n vorm van nederigheid. Sê Here, help my tog net. Geef my die vrug van die Gees dat ek met my werkers kan werk. So, hier is die samevatting. Wat doen die vrug van die Gees? Die vrug van die Gees beteken ek is 'n aangename liefdesmens wat 'n klimaat, 'n aangename positiewe klimaat rondom my skep deur my liefdesgedrag, sodat alle verhoudinge harmonieus kan wees, dat daar harmonie kan wees. So, aangename liefdesmens, dis my identiteit, dis my karakter, skep hierdie aangename klimaat deur liefde, ek skep ruimte vir mense deur my liefdesgedrag, en harmonie beteken dis gesonde, heel verhoudinge. En dis hoe die Gees met Christene werk, maak van ons 'n hegte familie, wat aan harmonie saamlewe, wat saam 'n lied kan sing, wat tot voordeel van ons almal is, wat tot voordeel van die hele wêreld is. En so werk dit in elke groepering van Christene. So maak die Gees Christene, hier in die erediens, in die gemeente, by 'n groep, by 'n Bybelstudiegroep, waar Christene ook al by mekaar is, dis hoe Christene lyk, dis hoe hulle optree, dis die soort wêreld wat hulle tot stand bring. Nou, hier is die kritiese vraag. Is ons nie bietjie naïef nie? Is ons naïef om te dink, maar ons kan die wêreld so verander, dat dit so aangenaam 'n beter plek is? Kom ons kry 'n bietjie perspektief daaroor. Dan die vrug van die Gees is 'n alternatiewe manier van lewe, 'n kontra-realiteit, teenoor dit wat in die wêreld aan die gebeur is, teenoor die norme en die waardes van hierdie wêreld. So hierdie nuwe wêreldorde van God is nie 'n politieke stelsel nie, dis nie 'n dwangstelsel nie. Dit gaan oor 'n nuwe soort mens. 'n Nuwe mens wat 'n nuwe identiteit het en wat totaal anders optree as wat ons gewoond is aan die wêreld. Kom ons kyk hier, ons kontrasteer net hierdie twee wêrelde teenoor mekaar, dat jy 'n mooi begrip daarvan kan kry. Die dryfkrag in die heersende wêreldorde is die eie ek. Me, I and myself. Dit gaan oor myself, my behoeftes, my begeertes, my belange. In God se wêreld gaan dit oor die Gees wat mense beheer en hulle motiveer om in liefde te gaan lewe. Die Gees is die dinamo van daardie leefstyl. Die lewensoriëntering in ons heersende wêreldorde is onmiddellike bevrediging. Ons leef in 'n knoppie druk wêreld. Jy druk net 'n knoppie en daar gebeur wat jy wil hê moet gebeur. So raak ons in die lewe ook. Alles moet vinnig gebeur. Ons soek resultate onmiddellik tot ons eie voordeel. Dis wat in die wêreld aan die gang gaan. God se wêreld is daardie geesbeheer, 'n totaal ander lewensoriëntering, oriëntering vir liefde, vir die voordeel van ander mense.
Die heersende wêreldorde se verhoudinge is oppervlakkig. Dit soek net die voordeel van jouself. Dit soek dit in aardse sekuriteite, aardse kompromieë. Dit bring eintlik maar net 'n stikkende wêreld tot stand. Maar die wêreldorde wat die Gees tot stand bring, bevorder goeie verhoudinge met God en met mense. Dit bevorder harmonie, want almal tree op tot voordeel van mekaar. Die karakter in die heersende wêreldorde gaan oor 'n oppervlakkigheid. 'n Fokus op die uiterlike dinge, die bevrediging van jou eie behoeftes en begeertes. Nuwe orde van die Gees is daar's innerlike vrede, daar's harmonie, daar's spirituele karakter van mense. En nie net leef vir hulle self nie, maar die wêreld. En dis die wêreld wat teenoor mekaar staan. En dis ons uitnodiging vanmôre, wees 'n instrument om hierdie nuwe wêreldorde tot stand te bring. So as ons kyk na die volgende skyfie, is daar 'n foto. Wat sien julle? Ek weet wat julle dink. 'n Man loop op die water, is dit nie so nie? Ek het hierdie foto geneem in Keukenhof daar in Nederland, dit is 'n tuin. En ek staan so en ek neem die foto van die ou wat lyk of op die water loop en die ou langs my sê net een woord, hy sê Jesus. Toe dink ek, maar ek en die ou het nou dieselfde verwysingsraamwerk bloot deur een woordjie te gebruik. As jy aan Jesus dink, dan jy dieselfde verwysingsraamwerk. Dan kan jy dink aan die Here se wêreld, die nuwe orde wat hy tot stand bring, waar liefde heers, waar die voordeel vir ander mense heers. En jy kan maar gaan kyk, oral waar Christene wêreldwyd bymekaar kom, verstaan hulle dit. Hulle kry dieselfde verwysingsraamwerk oor taalgrense en oor landsgrense en oor kultuurgrense. En as Jesus op die toneel verskyn, dink mense dieselfde oor die wêreld. En dis God se nuwe wêreldorde, waar dinge anders gaan, waar mense anders leef en so voort. Kom ons kyk bietjie na hierdie stukkie beeld. Dis 'n wat noem jy 'n plakkaat, 'n bordjie wat ek dan in Cathedral Peak gesien het so tydjie gelede. Het gaan oor Sri Chinmoy se vredesparke en hierdie peace runs wat hulle wêreldwyd het. En dit gaan oor vrede. Dit verteenwoordig iets van die versigtiging van die mensdom na vrede. Op daardie bordjie staan hierdie woorde: Do not stop dreaming. One day your world peace dream will inundate the whole world. Die wêreld het op talle terreine by baie mense hierdie versigtiging na vrede, na ander nuwe wêreldorde. En weet julle wat? Ons ken die geheim van die nuwe wêreldorde. Dis die vrug van die Gees. Ons is die geheim van God se nuwe wêreldorde, want ons het die vrug van die Gees. En ons kry die uitnodiging, gaan leef dit. So is ons naïef om te dink God se wêreldorde is realiteit. Is ons naïef om te dink dit gaan uiteindelik die enigste werklikheid wees? Is ons naïef om te dink ons kan instrumente wees om die wêreldorde tot stand te bring? Ek dink ons kan op twee maniere dink. Kom ons wees versigtig optimisties. En ons sê God se koninkryk gaan éventueel die enigste werklikheid wees. Realisties gesê, dit gaan dalk langer vat as wat ons gedink het, wat ons dink dit nodig is. Maar gelowig optimisties is om te sê dit gaan beslis later die enigste oorheersende werklikheid wêreldorde wees. Hoekom? Want God beloof dit. Dit is 'n kwessie van tyd, want hy maak sy beloftes waarheid. So, dis die uitnodiging. Gaan nou en gaan wees 'n instrument vir hierdie nuwe wêreldorde van God. Want hier is jou lewe. Jy het die vrug van die Gees. Jy is 'n aangename liefdesmens wat 'n positiewe klimaat, 'n ruimte gaan skep, 'n gesindheid gaan skep, 'n atmosfeer gaan skep deur jou liefdesgedrag. En wat dit gebeur, is daar vrede, is daar harmonie, is daar gesonde verhoudinge. En dis my gebed vir ons, mag ons wêreld al meer so lyk. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Ons Here, ons dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om te weet U het 'n nuwe wêreldorde tot stand gebring.
deur die eeue heen het dit ontwikkel, want U los die mens nie, U gee die mens nie prys nie. U maak telkens nuwe planne, dat ons wêreld anders kan lyk, dat ons mense beter kan lewe. Dankie Here Jesus, dat U hierdie koninkryk om werklikheid maak het. Dankie dat U ons nuut gemaak het, dat ons deel kan wees van hierdie koninkryk. En Heilige Gees, baie dankie vir die vrug van die Gees. Dat ons 'n nuwe soort mense is wat 'n nuwe soort wêreld kan help tot stand bring. Here, ons voel nederig dat U ons vertrou om dit te doen. En daarom bid ons in nederigheid en afhanklikheid, kom maak ons al meer entoesiasties, al meer energiek, al meer bekwaam om soos hierdie nuwe mense te lewe. Dat ons wêreld anders kan wees, 'n plek waar ons lewe kan vier, 'n plek waar mense kan floreer, 'n plek waar mense menswaardig kan lewe. Here, dankie dat hierdie gemeente so 'n plek is, waar mense in liefde mekaar omhels en liefde mekaar dien, en sommer net 'n lekker atmosfeer skep, dat die lewe tot sy volle reg kan kom. Maar ons bid vir ons stikkende wêreld ook, Here, in ons wêreld en ons land, is daar soveel stikkende dinge, soveel stikkende menselewens, soveel mense wat mensonwaardig moet lewe. Here, help ons, dat elkeen van ons klein deeltjie sal doen, dat U kan glimlag oor 'n nuwe mensdom. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Dani, is jou beurt. Dankie Niels, dit was 'n voorreg om daarna te luister, my ore gespits. Gemeente, ons het die voorreg om 2 kinders te doop ook vanoggend, en ek wil graag vra dat die ouer paar, Jacques en Rina Brits en Kobus en Janine Vroneman, asseblief hier voor sal kom staan. Julle kan sommer die kinders, ons gaan nou die kinders indra. Sy Jacques en Rina en Kobus en Janine. Ons begin nog nie met die doop nie. Kom ons hoor eers wat behels die doop, en dan gaan ek vir julle kans gee om julle geloof in die openbaar te bely, omdat ons kinders van gelowige ouers doop. Wat beteken die doop vir ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag, en hulle nageslagte. Dit is 'n blywende verbond, ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as teken gegee, dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale manier bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here die eerste tree gegee en homself aan ons verbind deur hierdie verbond en ons geseën. In ons gemeente gee ons vir elke kind of volwassene wat gedoop word 'n vashou kruisie. Hierdie kruisie simboliseer God wat homself aan ons verbind het en sy verlossing, genade en liefde in ons hand kom plaas het. Al wat ons kan doen, is om hierdie gawes vir onsself uit dankbaarheid toe te eien en daarvan daaruit te leef. Die doop is ook 'n inlywing in die kerk, wat die liggaam van Christus is, en dit nooi ons uit om as lidmate te leef wat Jesus volg. Die Heilige Gees woon in ons om ons lewens daagliks te rig en te lei, sodat ons al hoe meer verander word om aan die Jesus se beeld gelyk te word. Presies dit wat jy Niels nou gepreek het vandag. Dis my so mooi, Johannesbrief,
duidelik mooi dat God se kinders die Gees kry as 'n seël om te sê dis sy eiendom. En hy sê, jy behoort aan my. So voordat ons met die doop begin, omdat God die eerste tree gee en ons ouers van gelowige kinders van gelowige ouers doop, gaan ek die volgende vraag vir julle vra. Glo julle dat Jesus Christus deur die kruis jou persoonlike verlosser en die gewer van lewe is? Glo jy dat God jou Vader is wat jou as sy kind versorg en bewaar? Glo julle dat die Heilige Gees in jou woon om jou lewe daagliks te rig en te lei onder die koningskap van Jesus ons Here? Bely julle dat ons kinders in Christus aan God behoort en daarom as verbondskinders en lidmaat van sy gemeente gedoop moet word? Jacques en Rina, wat is julle antwoord? Janine en Kobus, wat is julle antwoord? Kom ons gee kans dat hierdie pragtige kinders van die Here ingebring gaan word en daarmee saam sing ons die volgende ook. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Julle kan eers vir 'n oomblik sit. Jacques en Rina, julle kan hier voorkom staan met Andrew. En die, en die ander twee boeties. Dis so lekker. Ek sien Andrew se middelnaam is Paulus. En Niels het hy doktorale graad gedoen op Paulus. Ja, so dis nie toevallig nie. Andrew, jy kan nader kom staan. Papa, jy kan die kinders ook lekker naby bring. En as daarvan wat foto's wil neem, is julle welkom, want ons wys graag hierdie foto's vir hulle elke jaar op die 5de Julie om hulle te herinner aan God se goedheid, sy genade. Andrew Paulus Brits. Ons doop in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ek gee vir julle die seën waarmee julle ook hom mee kan seën. Ek sal lees. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. As hy Niels gaan vir julle die doopseël oorhandig en die vashou kruisie. Seën vir julle. Janine en Kobus met Jemima en Philip, julle kan nie voorkom staan. Wat 'n voorreg dat God vir julle weer 'n pragtige dogtertjie gegee het. Jemima, ontvang jy die geskenk van God. Ek doop in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Philip, geniet vir sussie. Kobus, seën vir hierdie pragtige reis. Jemima, welkom. Ons is so dankbaar saam met julle.
So, julle kan hier voorkom staan weer, Marina en Jacques met Andrew en Janine. Ek gaan vir julle vra om op God se goedheid te reageer. So julle, God het sy beloftes eers gemaak aan julle. Nou kry julle kans om op God se beloftes te reageer deur die volgende vrae te beantwoord of daarop te reageer. Jacques, Rina, Kobus en Janine, beloof julle om julle kinders of jou kind van God se genade en liefde te leer en oor die betekenis van die genade verbond te vertel. Beloof julle om vir julle kinders 'n voorbeeld te wees van geloof en navolging van Jesus Christus. En ten derde, beloof julle om julle kind te help om God se belofte of sy of haar eie te maak. Jacques en Rina, wat is julle antwoord? Janine en Kobus? Ek wil dat julle omdraai na die gemeente. Gemeente, ons gaan vir julle ook 'n vraag vra. Julle gaan die ouers ook beloof. Gemeente, ontvang julle hierdie kinders as deel van ons geloofsgemeenskap en onderneem julle om die ouers te ondersteun in die begeleiding ook van hulle kinders. Wat is julle antwoord hierop? Julle kan so na my toe draai, gemeente, kom ons bid saam ook vir hierdie ouers. Hemelvader, wat 'n voorreg om hierdie geskenke van U te ontvang het. Maar dankie Here dat ons vanoggend ook weet dat hierdie geskenk van die Gees, soos Niels vanoggend ook vir ons vertel het, vir ons gee, vir ons kinders. Dankie dat U ons merk deur die Gees. Maar dankie Here dat U vir ons alles gee om in hierdie wêreld te lewe deur die Gees. Here, mag U vir ons en mag U vir ons ouers wat vanoggend ook hier voor staan begelei deur die Gees om ook hulle kinders te begelei. Mag ons kinders waar hulle die vaste kruisie reeds U liefde en genade in hulle hande het, ook eendag besef dat U reeds 'n Vader vir hulle is en dat hulle daarop kan reageer en sê, Here, dankie dat U reeds 'n Vader is. Ek wil graag U kind wees. Dankie dat U vandag hulle ook deel gemaak het van U geestelike familie. Dankie dat U ons ouers seën met liefde en genade. Dankie dat U vir hulle die wysheid gee om ook hulle kinders te begelei. Dankie dat U vir ons almal die lewe gegee het. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Dankie, julle kan weer julle plekke inneem. Dankie Neil, ek gee weer oor vir jou. Jesus loves me, yes I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ons gaan ons slotlied sing. Kom ek sê sommer voor dit al die nuwe intrekkers, nuwe inwoners, julle kan hier buitekant vir die mense kom ontmoet wat julle gaan welkom sê in die portaal daar. Ja, dankie. Slotlied is 'n lied van Sint Francis van Assisi. 'n Man wat in 'n ryk omgewing groot geword het en sy lewe prysgee aan armoede om mense te dien. En dit sê iets van ons wat eintlik hierdie wêreld verander deur ons liefde en deur te dien. Kom ons sing dit en daarna ontvang ons die seën van die Here. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en
krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Kom ons gebruik ons uitsendingswoorde, ons sê dit hardop saam en dan kan ons die seën van die Here ontvang. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God is met ons. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Die Here stuur jou, die Here gee sy seën vir jou, sodat jy bemagtig is om juis so te gaan lewe. God ons Vader, Jesus Christus, die Here en die Heilige Gees sal jou bemoedig en jou versterk en al die goeie dinge wat jy nou moet gaan sê en wat jy moet gaan doen. Die Here sal jou ook veilig bewaar, soveel sodat jy onberusblik is wanneer hy weer kom. God wat jou roep en God wat jou stuur, sal dit doen, want hy bly altyd getrou. Amen. Bring jou lof en eer. Daar is geen ander wat ons so verwonder. Loof die Heer. Hoor die aardoesdruis, die bome en berge prys. Die Here almagtig, heerse vir ewig. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing, loof die Heer. Juig ons oor die wat mense verander, red uit ons sondes, loof die Heer. Kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing, sing in die môre, sing in die aand,
en net sing. Loof die Heer. Loof die Heer. Loof die Heer. Ag, dankie. Hierdie is my begrafnisliedjie, hoor. Sê dit vir my vriende. Hy het 'n begrafnisplaylist. Ek het 'n boekie. Surprising music things. Philip, ek lag so net. Julia. Nee, raak jy tannie Luffy uit so jy kan. Jy het hom tannie. Sy het die boodskap verstaan. Ja, jy sê verstaan die sing bietjie jonger dan daai. Ja. Ek dink as ek my koppie gaan berg gaan ek nog 'n muffin gaan soek. Jy mag maar by jou pedal werk.